So agter my staan die Bell 1406 sleeptrekker. Een van 5 verskillende modelle wat ons maak. Die 140 perdekrag hier agter my, sit 'n 170 perdekrag en 'n 200 perdekrag, waarvan die eerste 2 of in 'n 4x4 of 'n 2x4 opsie uitkom. Wat ons spesiaal maak is hy's gebou vir sleep. So sy hak is spesiaal gebou om die gewig van die trailer te vat en dit tot op die vooras oor te dra, sodat die gewig help om die trekker op die grond te hou. So hy's gemaak vir swaar sleep teen 40 km/h in die pad af. Ja. So ons bou die trekker nou al van die 70s af, maar van 2019 het ons die Series 5 al in die mark. Die ontvangs is absoluut goed, hulle is baie ekonomies, hulle is baie lig op brandstof. Baie spesiaal oor hom is sy kajuit is redelik gemaklik. Hy het genoeg tegnologie in om hom effektief te maak, maar nie soveel so om hom moeilik te maak om te werk nie. So sy fisiese kenmerke, hy lyk nie soos 'n normale landsvoorbereiding trekker nie. Hy het nie 'n 3-punt hak agter nie, hy het nie 'n PTO nie, hy het net sy hak agter en wat hy ook het wat ander trekkers nie het nie, is hy het diskbrieke, waar gewone trekkers het drombrieke. Die diskbrieke help ons net om beter te stop, dit gee ons so 10% beter briekkrag, omdat ons net 'n gebriekte as het agter en nie voor nie, ons so 'n bietjie ekstra te hê, dit maak nie seer nie. Ja. So in die landboubedryf verskil hy nou natuurlik van jou landsvoorbereiding trekkers heeltemal in die feit hy het 'n chassis wat gemaak is uit 1 stuk staal uit, waar jou landsvoorbereiding trekkers hulle lyk nie so nie, en dis maar wat hom eintlik apart stel van die ander, ja.